Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 5de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: 8-jarige seun van Mthatha skiet sy jonger neefie dood met sy pa se wapen. Nuushooftrekke vir vandag: Hamas bereid om sekere voorwaardes van vredesplan te aanvaar. 8-jarige seun van Mthatha skiet sy 7-jarige neef dood met sy pa se vuurwapen. Mans kan ook verlof, soos kraamverlof, kry beslis die hof. 5 ervare beamptes word na Frankryk gestuur om ondersoek na Mthethwa se dood te doen. Engeland dames wen Proteas met 10 paadjies in wêreldbeker toernooi. Bloubulle wen in tweede VRK wedstryd op Loftus Versveld. 'n 8-jarige seun het die middelpunt van 'n moordondersoek geword nadat hy glo sy neef, wat 7 jaar oud was, met sy pa se vuurwapen doodgeskiet het. Die seun het volgens die polisie die pistool in sy pa se kamer gevind, dit op sy neef gerig en glo die sneller getrek. Die voorval het donderdagmiddag by die seun se huis in Nkanduli, so 30 km suid van Mthatha, in die teenwoordigheid van nog 2 seuns gebeur. Die pistool was volgens die polisie nie in 'n kluisgeberge gewees nie. Die seun se pa, wat 48 jaar oud is, wat 'n lisensie het vir die vuurwapen, is in hegtenis geneem omdat hy die wapen nie veilig gehou het nie. Hy is op donderdag op waarskuwing vrygelaat en moet weer in die hof verskyn. Die seun is na maatskaplike werkers verwys en sal evaluerings by hulle moet ondergaan. Die seun word nie aangehou nie. Dit is skokkend dat 'n man wat 'n gelisensieerde vuurwapen besit, nie die wet nakom met die berging van 'n vuurwapen nie. Die vuurwapeneienaar het in hierdie situasie die kind in die steek gelaat. Dis deur speletjies met speelgoed vuurwapens dat kinders 'n liefde verskiet en doodmaak kry sonder om die werklike gevolge daarvan te verstaan. Hamas het te kenne gegee, hy is bereid om sommige aspekte van president Donald Trump se vredesvoorstel vir die Gaza-strook te aanvaar, insluitend die vrylating van gijslaers en die oorhandiging van die administrasie van hierdie gebied. Opmerklik het Hamas nie laat blyk of hy sal instem tot 'n bepaling in die plan dat hy ontwapen nie. Die eis van Israel en Amerika is voorheen deur hulle verwerp. Hamas het in 'n verklaring ook sy gereedheid aangedui om onmiddellik in 'n bemiddelde onderhandelinge te tree om die besonderhede van sy plan met hulle te bespreek. 'n Ooreenkoms moet teen Sondag om 6:00 namiddag Washington DC tyd met Hamas bereik word. Die plan, gesteun deur Benjamin Netanyahu, premier van Israel, behels onder meer 'n skietstilstand, die vrylating van gijslaers, die ontwapening van Hamas en 'n geleidelike onttrekking van Israel uit die Gaza-strook. 'n Oorgangsregering met Trump as hoof sal dan volg. Israel se weermag voer steeds 'n lug- en grondoffensief in die stad Gaza, waar 100.000 mense reeds moet wegvlug. Die oorlog is op 7 Oktober 2023 ontketen toe Hamas Israel aangeval het en tot 1219 sterftes gelei het. Israel se teenoffensief het volgens amptelike syfer gelei tot die dood van minstens 66.000 Palestynë, van wie meer as die helfte vrouens en kinders was. Die konstitusionele hof het beslis dat paas geregtig is op dieselfde ouerskapsverlof as maas en dele van die wet op basiese diensvoorwaardes en die wet op werkloosheidsversekering ongrondwetlik verklaar. Die hof het bevind dat paas en maas geregtig is op 4 maande en 10 dae ouerskapsverlof. Die verlof kan tussen die ouers gedeel word, soos wat hulle dit sou verkies. Sonke, Gender Justice en die Kommissie vir Geslagsgelykheid het hulle by Werner en IK as applikante in hierdie saak aangesluit. Hulle het gefokus op hoe die wetgewing diskrimineer teen ouers in surrogaatooreenkomste en ouers wat kinders aanneem. Die groot fokus van al die applikante was die onregverdige bevoordeling van biologiese maas. Die koerant het vroeër berig dat regter Roland Sutherland het in 2023 bevind daar is geen geldige gronde om een ouer bo 'n ander as 'n werknemer te onderskei nie. Om te verseker dat die ondersoek na die dood van Nathi Mthethwa deeglik en deursigtig ondersoek word 5 gesoute polisiebeamptes van Suid-Afrika na Frankryk gestuur. Professor Fairo Chakalia sê die span sal gelei word deur generaal-majoor Bongani Matkashalala, Wes-Kaapse speerhoof. Besonderhede oor wanneer hulle sal vertrek is nog nie bekend gemaak nie. Mthethwa, wat 58 jaar oud was, Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk, het Dinsdag van die 22ste verdieping van 'n hotel in Parys na sy dood geval. Hy was sedert vroeg verlede jaar as Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk aangestel. Chakalia sê die ontplooide span sal ten nouste met die Franse wetstoepassingsowerhede moet saamwerk om te verseker dat die omstandighede van Mthethwa se dood deeglik en deursigtig ondersoek word.
Hierdie poging het ten doel om die geregtelike doodsondersoeke te ondersteun en die beginsels van geregtigheid en aanspreeklikheid te handhaaf, lei Chakalier se verslag. Ons sal alle nodige ondersteuning aan ons ewig nie in Frankryk en deur die hele proses in noue kontak bly met die departement van internasionale betrekkinge en samewerking, het die minister gesê. Brown Mogotsi, die omstrede sakeman wat by die Madlanga-kommissie van 'n beweerde korrupsieverhouding met die geskorste polisieminister Senzo Mchunu beskuldig is nie 'n ANC-lid nie. Dit volg nadat Fikile Mbalula, die ANC se sekretaris-generaal, donderdag in Luthuli huis die party se volle steun aan die Madlanga-kommissie uitgespreek en benadruk het dat enige ANC-lid wat by korrupsie betrek word op sy eie is en uit die party geskop sal word as hulle skuldig bevind sal word. Mbalula het bygevoeg dat leefstyl-audits as deel van die ANC se stryd teen korrupsie voortaan ook op alle ANC-leiers en lede van toepassing sal wees, soos wat reeds in Ramaphosa se kabinet gedoen word. Die Madlanga-kommissie ondersoek misdadige politieke inmenging en korrupsie in die polisie en die strafregstelsel na luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, se opspraakwekkende beweringe daaroor. Ramaphosa het Mchunu daarna op spesiale verlof geplaas. Matlengo Bengu, ANC woordvoerder, het gesê verder in 'n verklaring, die ANC neem kennis dat sekere individue, Mogotsi ingesluit, maar bewering betrokke is by diep kommerwekkende en ernstige georganiseerde misdaadaktiwiteite. Ons lidmaatskap rekords bevestig dat Mogotsi se ANC lidmaatskap verval het. Ons kan nou bevestig dat Mogotsi dus nie meer 'n ANC lid is nie. Met gewapende vlae en die dreun van tromme is die reuse standbeeld van oud-president Paul Kruger donderdagoggend in Oranje verwelkom. Die 0730 het sowat 1000 inwoners die vragmotor ingewag waarmee die 4 meter hoë standbeeld die dorp binne gekom het. In oranje en wit geklee, Oraniërs langs die roete gesing, gejubel en die oomblik as 'n stuk lewende geskiedenis saam met die mense beleef. Volgens David Brand, hoof van media en toerisme by die kultuurtuiste, was die groot opkoms tekenend van waarde wat Kruger steeds dra. Vir die gemeenskap is dit nie net 'n gedenkbeeld nie, maar 'n simbool van standvastigheid en kulturele selfbeskikking. Vir Kara Tomlinson, toerleier van die Kruger standbeeldprojek en die FAK verteenwoordiger, was dit 'n emosionele dag. Dit voel soos tuiskoms, nie net vir ons nie, wat die toer meegemaak het nie, maar ook vir oom Paul hier. Hier is hy veilig, welkom intussen sy mense. Die standbeeld word tot 10 Oktober, Paul Kruger se 200ste geboortedag, amptelik bekend gestel. Oranje beplan grootskaalse feesviering vir hierdie geleentheid. Die polisie was op die toneel van die huisbraak op president Cyril Ramaphosa se Palapala wildplaas in Limpopo, het die hof gehoor. Nadat die man op 10 Februarie 2020 van die misdaad bewus geword het, het hy die president gekontak. Die president het gesê, hy sal die polisie inlig en die polisie sou na die plaas kom. Die polisie het gekom, of hulle nou van Bella was of nie, het hy getuig. Die 3 beskuldiges in die saak is Emmanuelle David, Frolina Joseph en haar broer, Ndlili Naso Joseph. Hulle staan elkeen tereg op 2 aanklagte van huisbraak en 2 aanklagte van samenswering om te steel. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle na bewering $580,000 kontant gesteel het. In die sitkamer het kussings op die grond gelê, 'n duidelike bewys dat iemand in die huis was. In beeldmateriaal van kringtelevisiekameras kan volgens die werker gesien word hoe mense na die venster kruip voordat die kameras weggedraai word. Volgens die getuie het hy egter later uitgevind dat Ndlovu Florina en ander tydelike werkers toegelaat het om die president se huis te kom skoonmaak. Die saak is uitgestel tot maandag. Onwettige dwelmhandel is 'n stewige slag toegedien toe die polisie in Kabarra beslag gelê het op dwelms met 'n straatware van ongeveer R28 miljoen. Die bestuurder van die voertuig het glo aan die polisielede gesê hy weet nie wat in die inhoud in die sakke is nie. Die polisie het op 3 groot toegedraaide pakke beslag gelê. 'n Verskeidenheid van dwelms is in die sakke aangetref, waaronder dagga, tik en kokain. Na verneem word was douanebeamptes ook op die toneel om die straatware van die dwelms te help bepaal. Die polisie het die 3 verdagtes op die toneel in hegtenis geneem. Een van die verdagtes is 'n plaaslike inwoner, die ander een glo van Johannesburg en 'n derde man is 'n buitelandse burger. Die 3 verdagtes sal binnekort in die Landershof in Motherwell, Kabarra moet verskyn. Die beëindiging van 'n diensooreenkoms tussen die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, en Postbank, wat vanaf einde September van krag sou wees, is met 3 maande uitgestel. Dit is om die uitvoerende owerheid tyd en ruimte te gee om 2 verskeie kwessies met 2 entiteite te beraadslaag en om leiding te gee, lei die kort verklaring. SASSA het sy verbintenis herhaal om die belange van miljoene van sy begunstigdes eers te stel terwyl 'n verbeterde kliënteervaring verseker sal word.
SASSA het vroeër die versekering gegee, die beëindiging van die ooreenkoms sal nie die impak op enige betalings hê nie. Net meer as 19 miljoen Suid-Afrikaners ontvang hulle maandelikse maatskaplike toelaas van SASSA. Sowat 3 miljoen mense is kliënte van Postbank wat maandeliks hulle toelaas in hulle rekening ontvang. Die Proteas weer deur Nat Sjeverbrand, Engelse se kaptein, ingestuur is om te kolfs almal vir 'n skamele 69 lopies in 20,4 boubeurte uitgehaal. Dit is Suid-Afrika se vrouespan se derde laagste telling tot nou toe nog in eendag kriket. Engeland 73 sonder verlies, se aanvangskolwers Amy Jones het 40 nie uit nie van 50 balle en Tammy Beaumont 21 nie uit aangeteken van 35 balle, het die teiken met 'n uitslike 215 aflewerings verbygesteek. Die Engelse draaibalbouler Lindsay Smith het vroeër reeds in die tweede boubeurt toegeslaan deur van Laura Wolfhard op 5 lopies die Proteas se kaptein en aanvangskolwer ontslae te raak. Van daar af was dit al die pad afdane vir die Suid-Afrikaanse damespan. Suid-Afrika se volgende wedstryd is Maandag teen Nieu-Seeland in Indore. Die Kiwis is ook op die agtervoet nadat hulle hulle eerste wêreldbeker wedstryd met 89 lopies teen Australië verloor het. Tappe Henning, die Verenigde Rugby Kampioenskap, die VRK, sy hoof van skeieregters, glo dat Holly Davidson in die toekoms in 'n wêreldbeker toernooi vir mansdiens sal doen. Henning was in sy tyd as Skotse Rugby Unie se skeieregterbaas tussen 2013 en 2021 nou by Davidson se ontwikkeling betrokke gewees. My rol by die SRI was deels om talent te identifiseer en sy het om en by dieselfde tyd as Mike Adamson en Sam Groewe-White begin, tesame met ander skeieregters wat baie belofte getoon het Henning aan die media gesê. Ons let op dat ons vroue skeieregters ewig goed in hulle besluitneming en prosesse as die mans is. Hulle voldoen aan die fisieke eise van wedstryde in die VRK, het hy ook gesê. Ons het Holly die afgelope 2 jaar in 2 kwarteindstryde aangestel en haar vertonings was uiters goed gewees. Dit was 'n toetsgeleentheid vir wêreldrugby om te sien hoe sy belangrike hoofprestasie wedstryde sal vaar. Hopelik ontwikkel sy oor die volgende 2 jaar in so 'n mate dat sy by die volgende wêreldbeker toernooi om die skeieregters sal tel. Gemeet aan haar vordering het ek volle vertroue in haar, het Tappe gesê. Die volgende wêreldbeker toernooi vir mans is in 2027 in Australië en een daarna in 2031 in die VSA. Die 7-daagse solo wedren, uitsluitlik vir grysfietsse, begin op 26 Oktober in Nyasna. Die 3-malige Cape Epic wenner Matthews Beers sal die Suid-Afrikaanse vlag laat wapper. Die veelsidige Brit Thomas Pidcock sal ook aantree. Hy is 'n dubbele Olimpiese kampioen in die veldwedrenne en was in 2022 die wêreldkampioen in cyclocross. Op sy padfiets het hy vanjaar 3de geëindig in die Vuelta in Spanje en die afgelope wêreldkampioenskap in Kigali, Rwanda, het hy moeilike toestande 10de in die padren klaar gemaak. Die Gravelburn strek oor 800 km van Nyasna via Graafrenet tot by Shanwander Wildreservaat tussen Kibera en Maganda. Prysgeld is sowat 2,6 miljoen rand is op die spel. Benewens Beers het Suid-Afrikaners soos Marco Joubert, Tristan Nokie, Johan van Zyl, Travis Steedman, Loot Goosen en Rudy Koen ook vir hierdie wedren ingeskryf. Nadat sy reeds Paarse Grand Prix titel beklink het, spring Grenlout Kaba weg as die groot gunsteling in die vrouereeks se wedloop van 10 km in Johannesburg vanoggend. Sowat 12,000 vroue sal na verwagting deelneem aan hierdie byeenkoms wat ook 'n wedloop oor 5 km bestaan, wat om 8 uur by die Max Park sportterrein begin en ook daar eindig. 2 Suid-Afrikaanse Olimpiese marathonatlete, Gerda Steyn, wat sowel die komreis as 2 Oseane kampioen is in Herwet van Zyl, sal ook hieraan deelneem. Casper Semenya, voormalige Olimpiese kampioen in die 800 meter, wat betrokke is by Kaba se afrigting, sal ook onder hierdie deelneming stel. Die loting van die uitgebreide wêreldbeker rugby toernooi in 2027 sal op 3 Desember plaasvind. Die Springbokke word saam met 23 ander spanne in 6 groepe van 4 verdeel met 'n eislike 52 wedstryde wat in 6 weke van 1 Oktober tot 13 November beslis sal word. 'n Ronde van 16 gaan vir die eerste keer plaasvind. Die vorige wêreldbeker toernooi in Frankryk, wat die Bokke gewen het 20 spanne gehad. Om die toernooi na 24 spanne uit te brei, is 'n mylpaal vir ons sportsoort. Dit beteken meer lande, meer wedstryde en meer geleenthede van ondersteuners van oor die wêreld heen om rugby te kan by inskakel. Die Bokke staan as eerste op die ranglys en word gevolg deur Ierland, Nieu-Seeland, Frankryk, Engeland en Argentinië as die gasheer. Australië 7de, die 2 spanne in elke groep plus die 4 beste derde geplaaste spanne sal vir hierdie uitklopfases kan kwalifiseer. Sydney is reeds bevestig as die gasheer van die eindstryd en albei halfeindstryde, sowel as die uitspeelwedstryd om die derde en verskeie uitklopgroepwedstryde. Die res van die program word verdeel tussen Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth
Adelaide en Townsville. Die VRK se tweede ronde het hierdie naweek begin. In Pretoria Beloftes Versveld was die Bulle die gasheer vir Leinster. Die wedstryd was beslis harder vir die gasheerspan as die vorige naweek se VRK wedstryd teen die manne van die Ospreys rugby span, wat die Bulle gewen het met 53 teenoor 40 punte vir die Ospreys. Vir die Leinster span Saterdag op Beloftes Versveld het Clarkson, Cooney, O'Brien en Penny vir hulle span gaan afrond deur mooi 3 te gaan druk. Vir die Bulle de Klerk, Kriel 2-3 gedruk. Komede, Leroux en Jacobs het ook agter die pale van die besoekende Leinster span gaan kuier. Al 4 van die 3 van Leinster is ook verdoel deur Pendergast en vir die Blou Bulle kon Johannes 2 doele verdoel het en Kriel ook 1 van die 3 verdoel. Keegan Johannes het in die 35ste minuut 'n strafskop oor die dwarslaat van die Leinster getlus en vir Leinster het Pendergast in die 19de minuut ook sukses getoon met 'n strafskop. Die halftydtelling was 'n gemaklike 20 punte vir die Bulle en 10 punte vir Leinster. Met goeie spel waarmee die Leinster span in die tweede helft teruggekom het, was die finale telling 39 punte vir die Blou Bulle en 31 vir die Leinster span. Hierdie bonuspunt wen wat die Bulle verdien het seker gemaak. Hulle is in die eerste posisie op die VRK se punteleer. Die Dragons was die gasheer vir die Haie en die wedstryd was redelik hard vir beide spanne, aangesien elk net 2 punte op die punteleer bygevoeg het. Die finale telling was 17 punte vir beide spanne. Die Stormers was die gasheer vir Ospreys wat verlede week verloor het teen die Bulle. Vir die Stormers wat weer eens die oorwinnaars was die tweede keer in 'n ry het Roos, Simelane en De Villiers gaan druk vir die Stormers. Matthee het die 3 verdoel en met goeie skopwerk is hy beslis iemand wat dopgehou moet word vir goeie spelskepping en 'n suiwere skopvoet. Ook het hy 2 strafskoppe deur die Ospreys se pale gejaag. Vir die Ospreys kon net Harry 2 keer sukses behaal om oor die Stormers se doellyn te gaan vir sy 3. Die finale telling was wel verdien, 26 vir die Stormers en 10 punte vir die Ospreys. Die VRK puntelys lyk so. In die eerste plek is die Blou Bulle op 10 punte, gevolg in die tweede plek die Stormers op 9 punte, Munster in die derde plek ook op 9. Die vierde plek is Cardiff Rugby op 7 punte, in die 5de plek is Glasgow Warriors op 6 punte, in die 6de plek is Ulster met 5, gevolg deur Connacht in die 7de plek ook op 5, Zebra in die 8ste plek ook met 5 punte, in die 9de plek is Benetton op 4 punte, Edinburgh is die 10de plek met 2 punte, Sharks in die 11de plek, Dragons in die 12de plek, Ospreys is in die 13de plek, in die 14de plek is Leinster met 1 punt en die Scarlets in die 15de plek met 0 punte, gevolg in die laaste plek die Leeu's met 0 punte. Saterdag 3 in die middag was die plek om te wees Twickenham in Londen, waar die gasheer vir die Springbokke en Argentinië se Los Pumas was. 70.730 toeskouers het die wedstryd bygewoon en was deurgaans luidrigtig as goeie rugby gespeel word. Vir Argentinië was Julian Montoya die kaptein en vir die Bokke was Siya Kolisi die span se leier gewees. Sommige gou was die Argentyne die voorlopers met 13 punte teenoor die Bokke se 3 punte, maar die Bokke het altyd iets in die mou gehad. Ras het die afrigter se planne werk altyd en die spelers het nie afgewyk van hulle normale spelpatroon nie. Vir Argentinië het Bautista Delgay 2-3 gedruk en Rodrigo Isgro ook 1 keer gaan afrond. Carreras het 3-3 ook afgerond met skoppe na die pale en 2 strafskoppe is ook oor die dwarslaat van die Bokke gejaag. Vir die Springbokke het Kobus Reinagh 2-3 gedruk, Marco Max ook 2-3, Sasha Feinberg het 3 van die 3 verdoel en ook 1 strafskop oorgesit. Welverdien was Kobus Reinagh die speler van die wedstryd gewees. Met die wen het die Bokke verseker, hulle wen die rugby kampioenskapsrofee. Die finale telling was in die guns van die Springbokke, 29 punte vir hulle en die 27 vir die Argentynse span. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1432, Polokwane 1128, Lephalale 1332, Mbombela 1132, Mahikeng 1532, Pretoria 1330, Johannesburg 1528, Ermelo 1128, Galagade 2135, Gaborone 1634, Richards Bay 1731, Pietermaritzburg 1533, Durban 1725, Port St Johns 1621, Pongola 1433, Maputo 1633, Bethlehem 1125, Bloemfontein 1627, Alawal Noord 1526, Welkom 1730, Vryburg 1732, Kimberley 2030,
Appington 1826, Prieska 1826, Springbok 1621, Karasburg 1125, Keetmanshoop 1531, Mariental 2235, Alexanderbaai 1318, Brandvlei 722, Loederitsbaai 1322, Vredendal 1021, Kaapstad 1318, Sutherland 115, George 1117, Jeffreysbaai 1220, Cabarra 1122, Grafreinet 1127, Kapogolas 1218, De Aar 1624, Multino 1221, Beaufort Wes 922 en laastens was Londen 14 en 24 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.22 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.32, 'n euro verhandel teen R20.21. Die pondse prys is R23.21, 'n yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $47 en 65 sent. Platinum se prys is $1,580, palladium se prys is $1,265, goud se prys is $3,885 per fyn ons. Brent olie se prys is $64.67 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: ons maak soms foute, maar deur foute te maak, leer ons om reg te werk. So begin te werk, elke dag sal vir homself sorg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. Aangename dag word vir almal toegewens.